Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou gister het ek gepraat oor wat is daar wat God van ons wil hê. Nou vandag kan julle net raai waaroor gaan ek praat. Ja, wat is dit wat die duiwel van ons wil hê? Nou eerstens, kind van God, ons weet almal. Wat is die doel van die duiwel in ons lewens? Om te kom steel, om te kom vernietig, om te kom verwoes. En dit kan ons lees in Johannes 10 vers 10. Dit is hoe hy is. Hy wil net verwoesting kom saai. Hy wil kom steel, steel wat die Here vir jou gee. Steel wat jy uit die hand van God ontvang. Hy wil verwoesting bring waar daar 'n eenheid is, waar daar vreugde is, waar daar vrede is. Hy wil kom vernietig wat jy en God saamgebou het. En kind van God, dis tyd dat ons begin opstaan teen die duiwel. Dis tyd dat ons ophou, toelaat, dat hy steel wat hy geen reg het om te steel nie. Het jy al gevoel dat, kom ons vat nou 'n simpel voorbeeld, as jy met iemand gesels, en hulle kom dalk nie in tyd terug na jou toe nie, onmiddellik, ja, jy sien, hierdie persoon wil nie 'n vriend wees nie, en dit en dat. Die duiwel sit seker negatiewe gedagtes in jou, wat hy wil nie 'n vriendskap hê. Hy wil nie hê, jy moet 'n vriendskap hê nie. Selfde ook, as iemand ook net iets sê wat dalk vir jou verkeerd klink, dan het die duiwel die manier om jou mindset so te maak, dat jy twyfel het. Die duiwel het regtig 'n slinkse manier om verwoesting te kom saai, my boeta en sissa. En ons moet begin om hom te weerstaan, wat ek dink persoonlik, ons gee hom te veel krediet. Ons laat regtig te veel keer toe, dat die duiwel ons vreugde kom steel. Ek kan vir jou sê, in families, in verhoudings, in werksplekke, waar ook al, as hy kan verwoesting bring, as hy kan onmin saai, dan is dit wat hy gaan doen. En wie gaan hy gebruik? Mense wat swak is, mense wat weerloos is, wat nie weerstand het teen die duiwel nie. En dis hoekom ons moet vir daai boeta en sissa van ons bid, dat hulle begin hierdie weerstand kry teen die duiwel, want hoe meer hulle gaan toelaat, dat hy vir hulle gebruik as sy pionne, hoe meer verwoesting gaan daar gesaai word. Ons moet die duiwel begin weerstaan, my boeta en sissa, dat hy kan wegvlug van ons af, Jakobus 4 vers 7. Ons het lank genoeg toegelaat, dat die vyand kom steel. Ons het lank genoeg toegelaat, dat die vyand kom verwoesting saai. Dis tyd dat ons opstaan teen hom. Dis tyd dat ons sterk staan, my boeta en sissa. En ek kan vir jou sê, gebed is 'n kragtige wapen. Aanbidding is 'n kragtige wapen. Kom ons pas dit toe. En ek kan vir jou nou sê, dinge gaan verander. Nou, dalk nie nou miskien dadelik nie, maar gaan dit verander. Dit is definitief iets waarin ek geen twyfel het nie. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ek die voorreg het om tot U te kan bid. Vader, ek bid, dat ons sal klaarmaak om vir die duiwel sy sin te gee. Dat ons sal klaarmaak om toe te laat dat hy kom steel. Ek bid in Jesus naam, dat ons hom sal weerstaan, dat ons sal waak teen sy slinkse planne, dat hy, liewe Here, wanneer hy ons wil aanval, dat ons hom sal terugveg met die wapens, die wapenrusting, gedurig, ons sal beklee daarmee. Asseblief, liewe Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Kyk mooi na julleself en wees geseënd. Totsiens julle.